Welkom by Boekwurm. Elke storie het 'n stem. Sit terug en geniet die verhaal. Goddelike liefde, geskryf deur Elise Ehlers. Madeleine, 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 Madeleine. Die angs in Marita se stem neem toe. Sy vind die rokkie wat Madeleine sou aanpas op die vloer, naby die aanpashokkies. Sy roep weer. Madeleine! Mevrou, wat is die probleem? Vra die verkoopsdame bekommerd. My dogter het verdwyn. Ek kry haar nêrens nie, roep sy, byna hysteries. Sy ruk van angs. Miskien is sy by die speelgoedafdeling. Ek sal haar oor die interkom roep. Madeleine, Rigter, jou mammie soek na jou. Keer asseblief terug na die klereafdeling. Madeleine is egter nêrens te vind nie. Later wemel dit van die polisie, maar hulle vind geen leidrade nie. Marita is buite haarself van bekommernis. Die speurder stel voor dat sy liewer huis toe gaan. Ons sal alles in ons vermoë doen om haar te vind, probeer hy Marita gerus-stel. Toe Marita by die huis arriveer, hou Rian reg agter haar stil. Hy is buite homself van woede. Was dit nou soveel moeite om Madeleine te vergesel na die aanpashokkies? Rian, nee Rian, asseblief. Ek sal myself tot in ewigheid verwyd, huil Marita ontroostbaar. Die spanning in die huis is ondraaglik. Haar selfoon lui onophoudelik. Marita antwoord elke keer met die hoop dat Madeleine gevind is. Dan is daar 'n deurbraak. 'n Ouerige dame onthou dat sy Madeleine saam met 'n blinde man in die winkel gesien het. Sy het hom gehelp om sy weg na buite te vind. Die tannie is geskok en verbaas wanneer 'n gesigskets van die verdagte korrek uitgebeeld word. Dis hy, ja, sê sy. Die leidraad loop egter dood. Uit mergelende dae word uit mergelende maande, en maande word 'n jaar. Marita weier om te aanvaar dat Madeleine nie terugkom nie. Wanneer die plakkate verweer, plak sy net weer nuwees op. Rian is spyt oor sy haastige woorde. Hulle maak vrede en ondersteun mekaar, maar vind steeds geen berusting nie. Oom Ronnie, wanneer neem jy my terug na my mamma? Binnekort, Stella. My naam is Madeleine, nie Stella nie. Ronnie kyk woedend na haar en gee haar 'n klap. Jou naam is Stella. En as jy weer parmantig met my raak, sien jy nooit weer daai slegte ma van jou nie. Sy wil jou in elk geval nie terug hê nie. Hulle het al lankal opgehou soek na jou. Madeleine bars in trane uit en skree. Is nie. My mamma en pappa is lief vir my. Hulle sal nooit van my vergeet nie. Madeleine koos toe Ronnie weer 'n hou na haar mik. Sy gaan sit snikkend in 'n hoekie. Die sementvloer van die kelder is koud. Daar hang net 'n flou liggie van die plafon af. Haar lyfie ruk van die koue en ontsteltenis. Ronnie se hart versag effens. Hy hou nie daarvan dat Stella huil nie, maar sy moet dissipline leer. Vandat Maria oorlede is, het sy hande uitgeruk. Hy sien Maria in sy geestesoog. Dit voel asof sy hier is, in sy arms. My liefling, hoe moet ek en Stella sonder jou aangaan met ons lewens? As jy maar net hier was, sou Stella nie so baie gehuil het nie, roep Ronnie ontsteld uit. Madeleine hou op met huil en kyk vreesbevange na hom. Dit dring tot haar 5-jarige verstaantjie deur dat daar groot fout is met oom Ronnie. Hy dink regtig sy is Stella. Die besef dring ook tot haar deur dat as sy enige hoop op ontsnapping het, sy moet maak asof sy Stella is. Papa, kan ek weer in my eie bedjie slaap asseblief? Ek verlang na my teddybeer. Ronnie se beker loop oor van vreugde. Stella het uiteindelik tot haar sinne gekom, maar hy vertrou nie die ommeswaai volkome nie en hou die deure gesluit. Vir die vensters is die vering.
Sy gedagtes is 'n deurmekaar mengelmoes. Met verloop van tyd kan hy glad nie meer tussen die verlede en die hede onderskei nie. Madeleine hou die situasie fyn dop. Haar verstand redeneer nie meer soos 'n kleuters nie. Die lang stilte in die Ryter se huishouding word minder. Marita en Rian besef dat hulle mekaar nodig het. Die dominee en hulle vriende is egter baie bekommerd. Marita en Rian, wat diep Christene was, het al minder kerk toe gegaan, totdat hulle naderhand heeltemal opgehou het. Die dominee en hul vriende voel ook nie meer altyd welkom wanneer hulle besoek aflê nie. Die bittereinders hou hul doof en blind. Hulle weier om op te gee. Dis wat Jesus sou doen, wat hy in elk geval doen. Maar Marita en Rian het hulle vertroue in hom verloor. Hulle verwyd Jesus dat hy toegelaat het dat Madeleine ontvoer word. Hulle sweer wraak teen die ontvoerder. Die speurder het hulle vandag besoek. Daar word algemeen aanvaar dat sy weggeloop het. 'n Getuie het haar glo gesien toe sy die woud instap. Hulle het die woud al 10 dae lank deursoek, maar kon haar nie vind nie. Daar is geen verdere leidrade nie, daarom word die leer gesluit. Marita, wat heeltemal die klits kwyt is, loop daardie nag buite in die tuin rond. Sy skree ten hemele, "Waarom het u haar weggevat? Sy is nog net 'n baba." Sy gaan in die huis en kom terug met haar Bybel. Sy lig die Bybel na bo en skree hysteries, "Hoekom antwoord u my nie? Haat u my soveel omdat ek nie 'n goeie moeder vir Madeleine was nie?" Sy gooi die Bybel een kant toe. Dan tel sy die Bybel weer op en skeer 'n paar blaaie uit wat sy opvrommel. Dan gaan haal sy petrol in die motorhuis, giet dit oor die Bybel en steek dit aan die brand. Rian storm op haar af en hou haar styf vas, terwyl trane van magteloosheid oor sy wange afrol. "Marita, ek het vir ons plek bespreek by die Weskus. Ek dink ons albei het 'n breek nodig. Dit is inderdaad nodig. Dit sal julle help om dinge weer in perspektief te sien," moedig Rian se getroue vriend Paul hom aan. Marita weier eers, want sy wil nêrens heen gaan nie, in die hoop dat Madeleine sal terugkom en die huis leeg vind. Sy laat haar ompraat, maar klim nogtans teensinnig in die vliegtuig. In haar hart broei 'n storm van emosies. Ronnie se oë blink onnatuurlik. Sy baie wissel van lag en dan skielik weer na huil. Hy praat al meer met Maria asof sy teenwoordig is. Dit is asof hy vergeet het van die kind se bestaan. Op 'n dag kyk hy na haar met 'n vreemde uitdrukking in sy oë. "Kom Madeleine," sê hy vriendelik, "ons gaan 'n entjie ry. Ek gaan vir ons elkeen 'n lekker draairoomys koop." Agterdogtig roer in haar, omdat hy haar vir die eerste keer op haar naam noem. Dalk is dit haar laaste kans om te ontsnap. Marita en Rian geniet die wegbreek. Sy slaag daarin om nie elke dag, die hele dag oor Madeleine te top nie. 'n Maand nadat hulle tuis is, vind sy uit dat sy swanger is. Marita en Rian gaan nog steeds nie kerk toe nie. Dan besoek Marita se suster haar. Sy en Landy het nog nooit baie goed oor die weg gekom nie, maar in smart herenig hulle harte. Landy het onlangs haar seun afgestaan aan die dood, nadat 'n dronk bestuurder in sy motor vasgery het. "Landy," roep sy verheug uit en vou haar toe in haar arms. Albei vroue snik. Landy kom eerste tot verhaal. "Marita, ek is met 'n doel hier." "Jy lyk so kalm en rustig. Is jy nie kwaad vir die dronk bestuurder nie?" "Ek was, ja, maar nie meer nie. Natuurlik verlang ek nog na Kobus, maar ek is nie meer kwaad nie." Marita kyk haar verward aan. "Ek verstaan nie. Die dronk bestuurder se ma het my besoek. Haar seun was dieselfde ouderdom as Kobus. Sy het my om vergifnis kom vra. Ek het haar nie geantwoord nie. Net toe sy verloop,
het ek onthou dat Jesus my nog die heeltyd in my smart gedra het. En hier is 'n ma wat nie net haar seun verloor het nie, maar ook met selfverwyd saamleef. En jy het haar en haar seun vergewe? Ja, met goddelike liefde. Sy is nou 'n vriendin van my. Ons bid dikwels saam. Landy, snik Marita. Ek het vrede gemaak dat ek Madeleine dalk nooit weer gaan sien nie, maar ek is nog steeds kwaad vir Jesus. Rian daag onverwags op. Sy vriend Paul is saam met hom. Hulle hoor Landy bid. Dan neem Paul vir Rian stewig aan sy arm en begin saam bid. Here, net U alleen kan vrede gee. 'n Paar maande daarna staan Rian en Marita trots voor die doopvond. Hulle seentjie sal nooit die leemte kan wegneem nie, maar hulle het vergewe en vrede gevind. 10 jaar later. Ronnie hou elke beweging van Madeleine met 'n valkoog dop. Dinge het 'n skrikwekkende wending aangeneem. Hy noem haar nie meer Stella of Madeleine nie. Maria, maak gou met die kos, ek is vrek honger. Ronnie se woede-uitbarstings raak al hoe meer intens. Nadat hy klaar geëet het, pluk hy haar nader. Ek het nou genoeg gehad van jou verskonings. Van vandag af sal jy jou pligte as my vrou nakom. Madeleine versteen van vrees. Sy durf nie teestribbel nie. Sy dra reeds eerstehands kennis van sy vuiste. Later daardie aand, terwyl Ronnie langs haar snork, vloei bitter trane. Haar hele wese is in opstand, wat die onreg en onmag voed. Dit spoor Madeleine aan om te ontsnap. Sy weet Ronnie bære die voor- en agterdeursleutels onder sy kopkussing. Sy steek haar hand versigtig onder die kussing in. Madeleine se hart klop in haar keel toe sy dit raakvat. Sy versteen toe Ronnie ophou snork, maar na 'n wyle hervat hy weer met 'n oop mond. Sy ril. Sy asem ruik suur en kwyl loop langs sy ken af. Madeleine trek die sleutel stadig en versigtig nader. Die bed kraak toe sy saggies regop kom. 'n hand gryp haar pols vas. En waarheen dink jy gaan jy? Ek moet toilet toe gaan. Nou maak gou en klim terug in die bed, grom Ronnie. Madeleine stap verby die toilet wat verder af in die gang is. Soos blits, hardloop sy dan na die agterdeur wat die naaste is. Sy hoor Ronnie se voetval agter haar, maar voordat hy 'n hand op haar kan lê, is sy buite. Madeleine se longe brand, maar sy hardloop nog steeds. Sy sien van ver mense wat om 'n drom met vuur staan. Hulle kyk haar agterdogtig aan toe sy hortend tussen hulle in beweeg. Klein Kobus word intussen ernstig siek. Om te oorleef, moet hy 'n beenmergoorplanting kry. Marita en Rian is nie 'n geskikte pas nie. As Madeleine net hier was, prewel Marita. Die pyn van verlies skeur deur haar hart. Sy het alreeds een kind verloor. Sy kan nie klein Kobus ook verloor nie. O Here, asseblief, maak klein Kobus gesond, prewel sy. Een oggend besluit Madeleine dat dit nou veilig genoeg is om die groep boemelaars te verlaat. Baie dankie vir julle hulp. Ek sal julle nooit vergeet nie. Madeleine vaar die donker strate in, onbewus van gevare wat veel erger is as die onstabiele Ronnie wat haar gevange gehou het. Sy loop direk in die arms van 'n bende vas. Hulle gryp haar en bind haar vas. Madeleine stort vreesbevange ineen. Die hoop wat in haar gegroei het, verkrummel tot as. Ons gaan jou losmaak, maar moenie eens daaraan dink om weg te loop nie. Ons het oral oë wat jou dophou, sê een van die bendelede smalend. Madeleine deel 'n kamer met 2 ander meisies, jonger as sy. Kort daarna vind sy uit, sy verwag Ronnie se kind. Die bende los Madeleine uit, maar waarsku haar. Na die kind se geboorte het jy geen verskoning meer nie. Jy is nou een van ons. Marita staar verslaan na die baba in haar arms.
Iemand het die baba op hulle voorstoep gelos. Daar is 'n nota by wat sê, sy naam is Rian. Is dit net 'n siek grap of wat? Maal dit deur haar gedagtes. Kan dit wees? Leef Madeleine nog? Is dit haar seentjie? Hulle doen DNA-toetse. Nie alleen bevestig dit dat daar 'n biologiese verwantskap is nie, maar klein Rian is ook 'n perfekte pas vir Kobus. Rian skakel die speurder, wat destyds Madeleine se verdwyning ondersoek het. Die leier word weer geopen. Die speurder en sy span laat geen steen onaangeraak in hul soeke na Madeleine nie. 'n Skets van hoe sy nou moontlik lyk word gedruk en versprei. Dit lewer egter geen resultate op nie. Dit is 2 jaar later. Madeleine staar met dowe oë voor haar uit. Die verdwyningsmiddele waaraan sy verslaaf is, bring egter net tydelik verligting. Haar baba is altyd voorop in haar gedagtes. Daar is 'n roering in haar gedagtes. Die bende hou haar nie meer dop nie. Madeleine beplan haar ontsnapping tot in die fynste detail. Sy het net een kans, maar om dit te bewerkstellig, sal sy die dwelmmiddels moet los. Sy moet fiks wees en haar brein helder. Een aand, toe die spul smoor dronk is, sluip sy versigtig na die voordeur. Sy skrik toe die deur kraak, maar versuim geen oomblik nie. Sy hardloop vinniger as toe sy van Rania weggehardloop het. Die bende kom eers die volgende oggend agter dat sy weg is. Hulle doen nie moeite om haar te soek nie. Môre is daar weer 'n nuwe slagoffer. Die boemelaars verwelkom haar terug. Hulle sorg goed vir haar. Geleidelik herwin sy haar kragte, innerlik sowel as uiterlik. Daar is weer 'n gesonde blos op haar wange. Sy vind werk, eienaardig genoeg by dieselfde winkel waar sy as 5-jarige verdwyn het. Madeleine huiwer voor die hek. Sy sien 'n 2-jarige seentjie wat vrolik agter sy hond aanwaggel. Haar hart krimp ineen. Toe sy ontsnap het, was daar net een ding op haar brein en dit was om weer herenig te raak met haar ouers en haar seentjie. Nou twyfel sy. Dit gaan net hulle lewens ontwrig as sy nou haar verskyning maak. Na 6 maande kan sy haar eie woonstel bekostig. Op 'n dag stap 'n vrou die winkel binne. Madeleine se asem stol in haar keel. Sy word doodsbleek. Dis haar ma, en saam met haar is 'n seentjie, haar seentjie. Madeleine se eerste impuls is om weg te kruip, maar die vrou het haar reeds opgemerk. Sy stap direk op Madeleine af. "Waarmee kan ek je help?" vra Madeleine met 'n professionele stem. Marita kyk met 'n frons na haar, maar skud die gedagte af. Daardie aand kan sy nie die meisie uit haar gedagtes kry nie en besluit om die volgende dag weer 'n besoek aan die winkel af te lê. Madeleine is egter nie daar nie. Sy is siek en het 'n paar dae verlof geneem. Marita draai teleurgesteld om. Die meisiekind spook in haar gedagtes. Is dit net haar verbeelding of is dit werklik Madeleine? Die kind is haar ewe beeld toe sy jonger was. Kan dit waar wees? Die week daarop keer Marita terug na die winkel. Aan haar sy is haar suster Landy. Toe Madeleine omdraai, kyk sy verskrik na die 2 bekende gesigte. Madeleine? Sê vra Marita met 'n droë keel. Emosie roer diep in haar hart. Sy vou Madeleine toe in haar arms. "Kom," sê sy. "Kom ons gaan huis toe." Baie dankie dat jy geluister het hier by Boekwurm. Onthou om asseblief die hou van knoppie te druk en in te teken op ons kanaal vir nog verhale vol avontuur, liefde en misterie. Deel jou gedagtes in die kommentare, ons hoor graag van jou. Tot die volgende storie, mooi loop.